Terwyl ons so sit, wil ek vir Nesta vra om vir ons die pragtige mooi twee liedere te sing, die 176 Halleluja, hier is koning, en daarna die 177 Jesus groot oor almal. Kom ons bly net so sit en ons volg die woorde op die bord. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede aan elkeen van u, komende van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan dan nog 'n lied luister, die begeleiding altans en die woorde volg op die bord sonder om te sing, die 219, eerste en die tweede vers. Kom ons bly net so sit en dan volg ons hier die lied op die tafelbord. Geliefdes, ek gaan ook vanmôre vir ons voor by die geloofsbelijdenis. Dit sluit aan by die prediking van vanmôre. Terwyl ons so sit, kan ons net daarna luister. Natuurlik kan ons in die harte en die gedagtes saamspreek. Kom ons luister na die geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaal het.
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waar hy sal kom om te oordeel die wat op lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Broers en susters, ons gaan vanmôre die woord van die Here lees uit die profeteboek van Jeremia 23, en daarvan net 2 verse, vers 23 en 24. Maar voordat ons die gedeelte gaan lees, om ons buig die hoofde, sluit die oë en aanbidding voor die Here. Liefdevolle Here, wees U in die groot genade, self vanmôre hier by ons. Wil U deur die woord die lig wees, die lig wat in en op en deur ons skyn. Mag dit 'n lig wees wat tot in die donkerste uithoeke van ons gedagtes, ons binnewêreld, ons harte en begeertes skyn. Here, al ons hoop is op U genade gevestig. U is die genadige God. Ja, Here, in hierdie week wat verby is, was ons weer diep bewus daarvan, toe die genade water uit die hemel uitgesak het. Dankie daarvoor. Ek dank U, Here, namens die hele gebied wat water gekry het. Nou weet ons wel as waar, Here, dat daar ander plekke is wat baie droog is. Ons dorpsdamme is so te sê leeg. En ons vertrou U, Here, dat U op die tyd en maat wat U goed vind, weer vir ons opvolgereed sal gee, sodat die natuur en die dier en die mens wat jubel en bly wees en aan U die eer daarvoor gee. Here, hoe salig om vanoggend weer in hierdie kerkgebou te kan sit, in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader, saam met medebroers en susters wat U ook aanbid. In afwagting van die spreker wil ons dan vra, Here, spreek, ons luister graag. Amen. Geliefdes, die versies wat ek vanmôre gelees uit Jeremia is maar net 'n kort uittreksel. Ek dink ek sal later vir U verduidelik, en hoop dat dit vir U sal duidelik word, dat hierdie is 2 baie besonderse verse uit 'n groter gedeelte. 'n Gedeelte wat handel oor God se oordeel oor 'n klomp profete wat vals boodskappe, vals gerusstellende boodskappe vir die volk bring. Kom ek lees dit vir U. Vers 23 van Jeremia 23. Ek is nie 'n God wat net naby is nie, sê die Here. Ek is 'n God wat ook ver weg is. Niemand kan in 'n geheime plek wegkruip sonder dat ek hom sien nie, sê die Here. Ek is oral in die hemel en op die aarde, sê die Here. Tot sover toe. Jeremia is vir nagenoeg
50 jaar lang 'n profeet. 'n Profeet is mos iemand wat sê wat die Here vir hom sê, en dan spreek hy dit wat die Here vir hom sê. En in hierdie gedeelte, die konteks daarvan, moet Jeremia 'n oordeels aankondiging maak. Die rede is, hier's 'n lange ry van mislukkings van konings, en dit gaan van kwaad na erger. Op hierdie stadium, hierdie teks wat ons gelees het, is koning Sedekia aan bewind. Hy was vir 11 jaar lang was hy aan bewind gewees, van 597 tot 586, so 11 jaar. Maar behalwe hierdie koningse mislukking, was daar ook 'n klomp geestelike leiers wat ek hier reeds van vertel het, wat allerhande misleidende boodskappe, vleiende boodskappe, maar misleiding aan die volk en aan die koning verklaar het. Ja, hierdie priesters, profete en ander geestelike leiers kom en dan sê hulle net dit wat die volk wil hoor. In die samelewing, en dit sluit die kinders van die Here in, is dit allemaal mense wat afgode hulle aanbid in plaas van God. In die samelewing gedei sedeloosheid, geweld, uitbuiting van die armes. En daarom kom God. En hy sê vir Jeremia, gaan sê vir die volk, Babylonië gaan julle land inneem, en dan gaan julle as hulle slawe weggevoer word na 'n vreemde land. Ons kan vir onsself indink dat Jeremia groot teenstand gekry het, dat hy nie gewild was nie oor hierdie boodskap. Daarteenoor was daar hierdie valse profete wat gesê het, nee, wat alles is reg, God is tevrede met julle, God sal julle seën, God sal julle red, God sal sorg dat daar niks met julle gebeur nie. Koning het hulle geglo. Hierdie koning Sedekia kan vir omtrent 3 jaar die eis wat die Babyloniërs aan Judea gestel het, naamlik dat hulle moet belasting begin betaal, kan hy daarteen rebelleer. Maar dit is alleen moontlik omdat hy die Egiptenare sal ingeroep het. Met ander woorde, hierdie koning beroep hom eerder op die bure, die Egiptenare, as op God self. En dan, in die jaar 586, dan gebeur dit. Die Babyloniërs neem die land in, die stad Jerusalem word vernietig, en daarmee saam die tempel van die Here, die aanbiddingsplek. En die volk word so stuk vir stuk weggevoer as slawe in Babylon. Hulle verloor hulle land, hulle hoofstad, hulle tempel en hulle vryheid. En dit is binne hierdie omstandighede dat Jeremia kom en spreek hy hierdie woorde. Ek lees dit net weer vir u. Dis so kort. God sê, ek is nie 'n God wat net naby is nie, sê die Here. Ek is 'n God wat ook ver weg is.
Niemand kan in 'n geheime plek wegkruip sonder dat ek hom sien nie, sê die Here. Ek is oral in die hemel en op die aarde. Hierdie 2 verse is besonders omdat dit 'n openbaring van God bevat. God onthul iets van homself. Maar terselfdertyd is hierdie 2 verse 'n belofte wat God vir die volk gee. Onthou nou in hulle omstandighede wat ek vir u geskets het, maar terselfdertyd is hierdie 2 verse ook 'n vraag. Ek wil net so 'n kantaantekening maak wat vir my verskriklik interessant is. En ja, in die nuwe vertaling, gaan net terug na die vorige skryf van die in die nuwe vertaling begin daardie verse, vind ons dit 3 keer dat God sê, ek is, deur ek is, en dan 24 se laaste sinnetjie voor ek is, waar het jy dit al gesien het? So dis 3 natuurlik onder God onder die volk aan Moses kom bekendstel en hy sê, ek is wie ek is. Dis die goddelike manier van openbaring. Dis in die 83 vertaling, wat ek dink is reg. In die ou vertaling, die 53 vertaling, word hy omgekeerd. Dan word dit 'n direkte vraag van, is ek 'n God wat net naby is, of ook 'n God daarvan ver? Met ander woorde, die mens moet eintlik hierdie vraag antwoord, om te sê en te besluit, wie is God? 83 sê, God, wie hy is. Wat sê God, as hy sê, hy sê, ek is naby, maar ek is ook ver. God sê, ek is die God wat alles sien. Niemand kan vir my wegkryp en niks kan weggesteek word nie. En hy sê, ek is oral in die hemel en op die aarde. Daar is nie 'n plek waar God nie is nie. God sê hierdie dinge juis vir sy volk in hulle omstandighede van homself. Daarmee wil hy sê, onthou, ek is alomteenwoordig. God is uniek. Daar is niemand soos hy nie. Hy is almagtig. Dat hy op al die plekke gelyk kan wees, gelyk kan sien en daar betrokke is. In hemel en op aarde. So, God onthou hierdie ding ten opsigte van homself, sodat hierdie volk in hulle omstandighede getroos kan word, dat hulle sal raak sien dat hulle nie alleen staan nie. God is by hulle. God sien alles daar waarmee hulle besig is. God kom en hy stort amper in vandag se dae sy hart uit. Hy maak sy hart oop. Hy stel hom amper self bloot. Hierdie onthulling van homself. Hierdie 2 verse is ook 'n belofte. 'n belofte wat vir ons iets sê van God se genade. 'n belofte dat God saam met sy mense is. 'n belofte wat ons kan neem, saamneem, maak nie saak waar ons gaan nie. 'n belofte wat ons geloof versterk. As ons weet, God is by ons. Dis 'n geruststellende wete.
te weet, ek is nie oorgelaat of uitgelewer aan die nikke en grille van ander mense nie. Ek maak nie staat op geluk of op enigiets anderster nie. Ek hoef dit nie te doen nie, want God is by my. Daar is nie 'n ding soos toeval nie, want God is in beheer. Hy is die een wat oor alles beskik en daarom is daar hoop. Nou hierdie belofte kom na die volk in daai omstandighede. En dit bring ons by die vraag. Die vraag wat uiteindelik in die 83 vertaling veronderstel word. Dis eintlik 'n retoriese vraag. Dit kom nou in die 83 vertaling baie mooier uit. 'n Vraag van glo jy dit? Glo jy dit dat ek naby is en ver, dat ek alles sien, dat ek oral teenwoordig is? Dan lees ons die hartseer. Die hartseer van hierdie volk op hierdie stadium. Die koning soek hulp. Hy soek dit by Egipte en nie by God. Die priesters en die profete verkondig kanstig God se woord. Want dis nie wat God sê nie. Die volk verander nie hulle harte nie. Hulle luister nie na Jeremia nie. Hulle staan hom eerder teen, hulle wil hom doodmaak. Dit bring ons by 'n vraag wat hieruit vloei verder, naamlik dat God sê hierdie dinge vir die volk in hulle omstandighede en hy vra eintlik vir hulle, maar hoe lank wil julle so aangaan? Wil julle nie na my toe terugkom nie? Wil julle nie deel wees van God se volk soos hy dit bedoel het om te wees nie? Hoe lank gaan julle miskyk? Hoe lank gaan julle vashou en luister na hierdie valse boodskappe? Die volk sal onuitgesproke antwoord wat duidelik geword het deur hulle optrede, bring hulle by die punt. 586 voor Christus, Babyloniërs die land opneem. Dan uiteindelik volk so stuk vir stuk wegneem. Op 'n manier. Dit is so hartseer. As 'n mens juist dit sien, kyk die rooi, dat God sê, maar ek is daar vir jou. Dis werklik God se woorde, so sê die Here 3 keer, ook in hierdie 2 verse, 53 vertaling, sê so spreek die Here. Nou sit die volk in Babylon. Broers en susters, nadat ek dit nou alles vir julle vertel het, gesê,
kan ons die vraag vir onsself vra na aanleiding hiervan. Van hoe relevant is hierdie teksgedeelte vir u en vir my, vir ons konteks, die wêreld waarin ons leef? Dit wat ons hier gelees het so 2500 jaar terug plaasgevind. Die relevantie, broers en susters, ek wil vir u sê, daar is niks niets onder die son nie. Die rolspelers daar in Jeremia se tyd is nog die rolspelers in ons eie tyd, met nuwe name, nuwe omstandighede, met nuwe dinge wat gedoen word, wat steeds verkeerd is in die oë van die Here. Jeremia se wêreld, sy wêreld, is maar ons wêreld. Die storie van die mense is maar ons stories van ons eie tyd. Een ding wat nie verander het nie, oor die millennia heen, oor 2500 jaar, oor 1500 jaar se verloop, een ding wat nie verander het nie, is God. Ja, die God wat gesê het, ek is naby en ver, ek sien alles, ek is oral. So, dis die Here wat vir ons kom sê. En hy sê dit steeds vir ons, na 2500 jaar. Juda, sy konings en sy profete en sy mense wou nie luister nie. Dis vir hulle 'n donker tyd. En dit word vir hulle 'n donker ding. Ten spyte daarvan dat daar lig is. En die lig is God. Die lig is wat God sê en beloof. Die lig is die vraag waarvoor mense van daardie tyd geplaas word. Ja, die dag breek deur met hierdie twee verse. Dis soos 'n eiland in 'n woeste oseaan en omstandighede. Daar's lig, daar's hoop. Dink in sulke omstandighede, in ons eie omstandighede, waar ons ook al mag bevind, in watter situasie, waar in die wêreld, kan ons hierdie belofte van God, kan ons dit naby in ons harte hou. Om te weet God is oral, God sien alles, God weet alles. Omdat hy alles sien en die sonde van Juda sien, straf hy hulle. Die genade van God is duidelik sigbaar in die belofte gedeelte van hierdie woorde van God. Hierdie woorde van God is nie net vir nou nie, maar ook vir die toekoms. So was dit in Juda se tyd, 586. Weet nie, hierdie klomp kinders van die Here wat nie wou luister nie, wat eers die boodskap van God wat Jeremia gebring het, verwerk het. Onthou dit dan. Eers as hulle slawe is, wanneer dit regtig sleg gaan met hulle, dan onthou hulle hierdie
hierdie boodskap wat lank gelede deur Jeremia uitgespreek is en wat vergeet is, het een ou seker gesê, maar onthou julle wat God gesê het. En toe begin hulle verlang dit wat God beloof het. Daardie ding wat dit beteken as jy naby aan God is, dat jy gehoorsaam is aan God. En jy hoor, maar daar is hoop. Daar is hoop. Hierdie verse is dis relevant vir ons tyd. Nou kom ons by die toepassing van hierdie twee verse. Broers en susters, ek en jy moet self hierdie vraag vir ons beantwoord. Glo ons dit? Neem ons dit ter harte, hoor ons nog as God sê, ek is 'n God vir jou en volg my jou naam daarin. Ek is God vir jou Peter. Ek is nie net by jou, maar ek is ook daar ver. Wat is dit troos is dit nie vir Peter nie, want hy weet oor sy mense. Daar is God, want hy is 'n God wat ver is. God sien alles. Die troos vir my daarin is geleë. Troos is daarin geleë vir jou. Om te weet God sien alles. Ook die ongeregtighede en ja, kom ons sê dit maar hierdie plaaswoorde, hierdie verskriklike korrupsie, al die goed. God sien alles, jy kan dit vir hom wegkryp nie. Ons moet hierdie belofte net van God ons eie maak. God is oral. Dis gerusstelling. En dis die toepassing wat hier en ek vanmôre moet maak. Dat ons weer 'n slag vir mekaar sal sê dat God nie 'n God is wat net naby is nie. Met ander woorde, hy is naby, maar hy is nie net naby nie, hy is ook daar ver. Hy is God, vir wie niks weggesteek of niemand weg kan kruip nie. God sien alles. Onthou nie, soos hy die Jode, die Israeliete daar van Juda, wat hy hulle gestraf het. God sien alles. En dan reageer hy. Dan daar die gerusstellende stuk troos. God is oral. Daar waar ek alleen by binnekamer is, daar waar ek saam met mense is, by die werk, by die skool, by my huis, ontspan. God is oral. Ons moet dit ons eie maak. En dan het ons hoop vir die ons. Amen. Kom ons bid vir die liefde voor die Here. Here, die woorde herinner ons vanoggend weer daaraan, dat U altyd en oral by ons teenwoordig is. Dat U sien en U handel in lewe. U is alomteenwoordig, U is almagtig. Dankie Here vir hierdie omhelsende woorde van hierdie twee verse in 'n donker tyd. Juis dit het ons nodig, Here, dat ons onbelemmerd hierdie woorde
ons eie sal maak. Here, ons het dit nodig vir die onbekendheid van môre en oormôre, in die lig, Here, van donkerte en duisternis. Ons het u lig nodig. Dankie vir u trou en u liefde vir u kinders. Dankie vir hierdie belofte van vanoggend wat ons kan saamneem. As ons vanmôre hier vandaan uit mekaar uitgaan. Dankie dat ons nooit alleen is. Ons vra en ons ontvang dit, Here, alleen in genade. In die naam van Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons luister na die laaste lied, lied nommer 9. Dit is eintlik 'n antwoord op dit wat gesê is, my hele hart, om sinnige loflied vir hierdie God, wat vir my daai belofte gegee het. Kom ons luister daarna. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap en die inwoning van die Heilige Gees by u elkeen wees en bly. Dag en weet wat voor lê. Dankie vir die tyd.